'n ander onderwerp wat ons vandag aanraak is een wat ding binne hoofstroom kringe, hoofstroom drie eenheid Christelike kringe tog ook nog steeds kontroversieel is die gedagte van die uitverkiesing. En die hele vraag daar rondom, daar's duidelike tekste wat 'n mens aanmaan, selfs ook die Here wat in 'n verbond, in die Sinaïtiese verbond sê, as julle nie, ek sal dit doen as julle dit doen, ensovoorts. Met Abraham was dit nou sonder voorwaardes, maar by Sinaï was dit met duidelike voorwaardes, en ook wanneer Salomo die tempel inhuldig, waar hy ook sê, as ons nie sekere goed doen nie, dan sal die Here ons wegvoer, as ons nie sy wet onderhou nie, wat 'n baie duidelike aanduiding amper half is van, ek kies om reg te doen. En as ek nie reg doen nie, dan gaan die Here tugtig en straf. Maar dan is daar ook ander tekste, wat weer baie duidelik amper iets heeltemal anders sê, wat verduidelik van, God het jou gekies, jy het nie vir God gekies nie, en wat dan handel rondom die soewereiniteit van God, en dat hy nie 'n plan B het vir as iets nie uitwerk. En dit is maar basies die kwessie van die uitverkiesing. Hoe bring ons hierdie punte by mekaar uit, en hoe moet ons na die uitverkiesing kyk, as ons dan sou praat van 'n uitverkiesing? Ja, dis 'n interessante manier om dit te stel, en ek dink 'n baie groot deel van die misverstand kom daarop neer dat mense baie dikwels nie verstaan dat daar 'n verskil is tussen hoe God werk met volke en hoe hy werk met individue nie. Want dis baie keer wat gebeur as ons die Ou Testament lees, mens kan Deuteronomium, byvoorbeeld Deuteronomium 27, 28, 29, die seën en die vloekformules, wat eintlik effektief dit is, as julle gehoorsaam is, dan sal hierdie goeie goed met julle gebeur, as julle ongehoorsaam is, sal hierdie slegte goed met julle gebeur. Maar daar is 'n verskil tussen hoe God werk met volke en hoe hy werk met individue. Wanneer dit kom by volke, is God geneig om te sê dat korporatiewe positiewe stappe tel in jou guns en korporatiewe negatiewe stappe tel teen jou. So ek gebruik maar altyd die voorbeeld van 'n ou balansskaaltjie. Dit sê daar's goeie en slegte wat jy oplaai, en as jy en dan kry jy hierdie ding dat wanneer 'n volk kollektief te veel boosheid opgelaai het, dan bereik God sy perk met daai volk, en dan sneller dit sy oordeel oor hulle. Nineve byvoorbeeld, die Assiriërs, toe Jona aan Nineve gaan preek het, en daar 'n mate van 'n herstel of 'n terugkeer was, of 'n mate van 'n reaksie was op die prediking, toe word die oordeel oor hulle uitgestel. Die skaaltjie het weer 'n bietjie gelig, maar toe voeg hulle die boosheid weer by, en uiteindelik sneller dit. Dit is 'n knoppie aan die onderkant van die skaal, as mense dit so wil uitbeeld. Toe sneller dit die oordeel van God wat oor hulle gekom het, hulle is verwoes deur die Babiloniërs. En so werk God met volke. En dit gaan oor goed doen en sleg doen. Selfs met sy eie volk, met Israel in die Ou Testament werk dit so, hoewel Israel se knoppie heel wat hoër sit. Omdat hulle van beter weet, omdat hulle, ons doen dit met ons kinders ook. As 'n ouer kind oortree 'n wet, reël in die huis wat hy baie goed ken, dan word hy swaarder gestraf, want hy weet van beter. Hy ken hierdie reël al vir baie jare, sy kleiner boetie ken dit dalk nog nie so goed nie, so ons is 'n bietjie ligter op hom. En so werk God ook met Israel, word swaarder en vinniger gestraf. Mense sal sien ook dat die Israel het 'n frustrasie met hierdie bose volke wat nie hulle oordeel ontvang nie, maar ons is al in ballingskap. En die Here sê wel, ek het myself aan julle openbaar, julle weet van beter. So, dis hoe God met volke werk. Met individue werk dit anders. 'n Volk kan homself red deur sy goeie optrede, individu kan nie. Individue ontvang geloof as 'n gawe van God. Individue is in sonde geval, ons is sondig in ons natuur en ons wese, ons is verdoem tot die dood. En die enigste manier vir ons om gered te word is as die geloof aan ons geskenk word, as ons harte verander word, dis die wedergeboorte deur die Heilige Gees, ons die geloof ontvang as 'n gawe van God, en met hierdie veranderde harte, en dan lewer ons die werke op as bewys van die geloof, en as 'n reël van dankbaarheid, omdat ons dankbaar is.
Wie is dit wat tot geloof kom? Dit is die wat deur God uitverkies is. En soos jy sê, daar is baie tekste wat vir ons die uitverkiesing leer, en die reaksie van mense is dikwels, maar is dit nie onregverdig nie? Hoekom word sekere mense uitverkies, as hulle dan niks daarvan verdien het nie? Hoekom is sekere mense uitverkies en ander nie? En die antwoord daarop staan op 2 bene. Die eerste been is die verdoemenheid van die mens. Dit moet ons besef, want mens maak dikwels die argument van onregverdigheid op grond van dat ons iets verdien. Dat is onregverdig. Met ander woorde, jou uitgangspunt is eintlik, die mens verdien eintlik om gered te word, maar nou kies God om hom nie te red nie. Dis nie regverdig nie. Terwyl die realiteit is, die mens verdien om hel toe te gaan. Alle mense verdien die hel. Alle mense is verdoem tot die hel. Want die loon van die sonde is die dood, en ons het almal gesondig, en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. So, alle mense verdien die hel. So, wanneer God kies om mense te los in hulle verdoemenis, is dit nie onregverdig nie. Dis wat ons verdien. Die mense wat hel toe gaan, kry wat hulle verdien. Ook wat hulle wil hê. Ook wat hulle wil hê. Die tweede been waarop die uitverkiesing staan, is die soewereiniteit van God. God kan kies wie hy wil lief hê. God kan kies aan wie hy genade wil bewys. En dit gaan oor jou godsbeeld. As jy 'n godsbeeld het van 'n almagtige God, 'n verhewe God, dan is dit makliker om te aanvaar. As jy God wil gelykstel met mense, kan jy dit nooit aanvaar nie. Want God het die reg om te kies. God is God. Hy mag kies, hy is soewerein. Hy mag kies vir wie hy wil lief wees. Hy mag kies wie hy wil red. Hy mag kies aan wie hy genade wil bewys. So diegene wat hy dan uitverkies, het hy sy genade aan bewys. Nie op grond van verdienste van hulle kant af nie, nie op grond van vooruitgesiene geloof nie, op grond van sy soewereine wil. En dis die 2 bene van die uitverkiesing. Ek vergelyk dit baie keer met 'n prins wat sy hele koninkryk gaan erf en nog nie 'n vrou het nie, en dan besluit hy wil 'n vrou gaan soek. En nou deurkruis hy die hele koninkryk en hy gaan ontmoet al die jong huurbare dames tussen 18 en 25 en hy moet nou vir hom 'n vrou soek. As daar dan een pragtige beeldskone vrou is met 'n pragtige persoonlikheid en alles aan haar is net goed en reg en mooi, eintlik die volmaakte vrou. En daar is een ander vrou wat eintlik regtig nie baie aantreklik is nie en ook nie 'n baie mooi persoonlikheid het nie en eintlik baie min tot haar guns het. En daai prins kies die lelike vrou, dan het die mooi vrou geen rede om te sê dat hy dit nie mag doen nie. As hy vir haar wil lief wees, het sy nie 'n reg om te sê nee, hy moes vir my lief gewees het nie. En as jy dan die lelike vrou is, en dis ons in hierdie beeld, dan is jou reaksie daarop, ek verstaan nie hoekom jy my gekies het nie, maar ek's dankbaar. Ek is verskriklik dankbaar, ek word die koningin van die koninkryk. Dis gelowiges. Dis ons reaksie is, ek het nie verdien om gekies te word nie. As die Here my gekies het, dan is ek dankbaar daarvoor en ek wil hom alle dank bewys en ek wil my lewe so inrig. Maar hy is soewerein om te kies. Niemand het die reg om te sê hy moes my gekies het of hy moes iemand anders gekies het. Dis die uitverkiesing. Die verdoemenis van die mens en die soewereiniteit van God is die 2 bene. Wonderlik.